lig. As die oog dan reg is, sal die liggaam reg wees. En hier is 'n bietjie humor, maar met 'n groot waarheid in. Wil ek hierdie boodskap mee begin. Hier's twee van ons in hierdie gemeente wat al twee lensoorplantings ondergaan het vir ons oë. Nou, 'n lensoorplanting is veronderstel om jou beter te laat sien. En dit doen. Jy sien, party kan daarna sonder 'n bril weer lees, party nie, maar die bril is regtig baie lens is 'n baie flouer lens, as ek so mag noem. Nou hoor ek van die een persoon, ons gaan regtig nie name noem nie. Dis nommer 1 en nommer 2. Nou, die een persoon gaan na teller toe. En die persoon moet 280 insit. Die syfers 280. En gelukkig staan iemand wat naby daai persoon is. En sien daai persoon met die nuwe lense trek in 2800. Die ander persoon, die nommer 2, hy het so 'n bietjie ooginfeksie. En hy vat salf. En hy sit die salf in die oog. Maar die oog raak nie beter nie. Oog raak rooier. Nie my kyk nie, ek vertel die storie. Nou hoor ek vanoggend toe die persoon na iets soek te kry die regte oogsalf. So hy het verkeerde oogsalf ingesit. Hoekom deel ek so iets met u? Want jy sien, ons is mos te holy, ons kan nie foute maak nie, nee. Maar ek het geleer om, as jy oopmaak, dan kan mense sien, maar jy's ook net mens. En ek kyk die salf in, ja, oké, goed, dus ek is dit ek gewees. Maar ek weet om ons op die 2800 rand het. En ek besef, hoeveel skade kon ek aan my oog veroorsaak het. Ten spyte van nuwe lense. En dis ook so in die geestesrealm. Hoe kyk ons? En as ons nie reg kan kyk nie, kan ons baie skade vir onsself en vir mense om ons veroorsaak. Dis maar net verniet gewees, Callie. Ons het klaar offer opgeneem, ons sal nou nog 'n offer opneem. Ek wil met jou praat, ons is 2 Sondae, en dis die 3de Sondag wat ons besig is om te praat oor openbaringskennis in jou gebedslewe. Nou, hoekom verander jou gebedslewe nie? Want baie keer beoefen ons nie gebed nie. Ons het 'n gewoonte van gebedslewe. Want ons is so geleer van kleins af. Hoe gaan hy gebed? Hy van die kindertjies geleer. Die Jesus kleine teer, wat hy kyk. Daai ene. Maak my 'n keer rein. Jy sien, so is ons geleer van kleins af, né?
En so word ons kinders uit kinderbybels, uit stories geleer, né? En so groei die kinders op, en hulle word volwassenes met stories. As die openbaringskennis, die krag van die woord, manifesteer nie in hulle lewe nie. As jy nie openbaring kry in jou gebedslewe nie, nou en ons praat oor gebedslewe, en ons praat van gebedslewe, dan gaan dit oor gesprek tussen my en Papa, Vader, Koning Jesus, Heilige Gees. Ons verstaan almal gebedslewe, né? Die vrou gaan dokter toe. En sy klaar by die dokter dat 'n man in sy slaap praat. En sy kan dit nie meer hanteer dat 'n man so in sy slaap praat nie. En sy vra vir die dokter, dokter, wat kan ek maak? Die dokter sê vir haar, gee hom in die dag as hy wakker is, gee hom kans om te praat. Help het vir jou, Malcolm? Jy sien, kind van die Here, ek wil met jou bietjie dieper gaan oor openbaringskennis in jou gebedslewe. En as titel hierdie boodskap vanoggend, die kringloop van heerlikheid. Met ander woorde, die kringloop van God se teenwoordigheid in jou gebedslewe. Nou, wat is 'n kring? Wie van julle, ek dink almal weet om by 'n dam te sit of by 'n rivier te sit en dan 'n klippie te vat, nou gooi jy hom in die water. En as hy in die water val, dan begin hy, ons kan dit noem rimpels of kringe. Nou, dan begin hulle so uit te kring. Julle weet ons wat ek van praat, né? En so raak hy weier. Maar hoe dit begin? Met een klippie. Toe jy die klippie gooi en jy kyk en jy sien, wow. Nou in jou gebedslewe, een openbaring, geestelike openbaring, gaan rippels veroorsaak. Jy maak wat jy wil. Wees net sensitief vir God se teenwoordigheid. The glory of God is in the house. Nou maak u Bybel saam met my oop by Johannes hoofstuk 4. Johannes hoofstuk 4. Ons gaan met hom begin. Sien, kind van die Here, as jy gebed nie gaan beoefen nie, gaan jy heel moontlik nie vordering maak nie. Soos jou kind, so die kind begin van baba en doeke en toe begin die kind op te staan teen die bank en die kind opstaan en jy kon nie wag om te sien hoe daai baba sy eerste tree gee nie.
En toe daai kind die eerste tree gee, wat sê jy toe? Wow! En toe daai kind die tweede tree gee, toe sê jy, wow! En so het die kind se ontwikkeling van lê, sit, opstaan, loop, het 'n blydskap in jou hart veroorsaak. Ons praat oor gebed. Nou kom ons lees Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 23. Kan ek net so 'n bietjie terugvoer en gee, ons gaan 'n bietjie terug. Jesus sit by die put en sy praat met die Samaritaanse vrou en daar's 'n gesprek wat tussen Jesus en die vrou aan die gang is, maar jy moet dit nou maar gaan lees. En toe Jesus in haar openbaar maak, jy weet jy die verborgenhede van haar lewe, toe begin sy godsdienstig word. En jy kan met jouself toets wanneer jy begin godsdienstig raak. Religious. Jy kan jouself begin toets wanneer jy begin godsdienstig word. Kyk na die lewe van hierdie vrou. Kyk hoe sy in gesprek met Jesus was. Jy sien, godsdienstigheid sal altyd regverdig en verskoning soek. Want jy moet verstaan, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want hulle kan nie. You must be born again from above. Jy moet die God, Heilige Gees, oortuig wees van sonde, geregtigheid en oordeel. En op daardie dag, dan kom daar 'n goddelike heilige vrees oor jou gees. En jy verstaan, as jy tot sterwe kom in daardie toestand, as jy binne die hel. Niemand hoef dit vir jou te sê nie. Jou gees mens weet dit, want 'n God, Heilige Gees, jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Op daardie moment is jy jou hart nie verhard nie, want daar is tog mense wat ten spyte van God, Heilige Gees se oortuiging, hulle harte verhard, hulle kies nog steeds godsdienstigheid. Sien, you must be born again. En dis die probleem vandag in die kerk. Godsdienstig. Jy sien, ons praat oor gebed. Nou sê hy van 'n vers, Jesus vir in vers 22, want sy kom terug sy werk na Abraham toe. Nou kom Jesus vers 22 Johannes 4. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Nou hoor nou hierso, vers 23. Maar daar kom 'n uur, en dis nou. Ek is lief vir die woord, man. Nou sê hy, daar kom 'n uur, en dis nou. En dis dieselfde as in Johannes 14 gaan lees. Dan kan jy sien vers 19, 20, 21, sê Jesus, en julle sal dit weet. Maar hier sê hy, en die uur is nou. Wat is die verskil? Die uur is nou, en julle sal dit weet. Selfde. Wanneer die ware aanbidders die Vader in gees, Philippus, kleinletter, nie hoofletter nie, kleinletter, nie hoofletter nie, kleinletter, sien jy, kleinletter, dus, hoor wat sê, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid aanbid, as jy, daar kom 'n uur, wanneer ek en jy God met jou gees
Ek met my gees. U met u gees. In gees en in waarheid gaan aanbid. Here help. Kind van God, kan jy hoor wat Jesus vir hierdie vrou sê? Daar kom 'n uur en dis nou. En ek kan vandag vir jou sê, daar's 'n uur en dis nou, vandag. Vir dunamisbediening en elkeen wat ons luister op YouTube. Vandag, daar kom 'n uur en dis nou, wat die ware aanbidders God met hulle gees en in waarheid sal aanbid. Nou as ons 'n bietjie vas staan by daardie waarheid van die met die gees en jy mos nou nie probleem nie, want ons verstaan ons in Tessalonisense 5 sê jy's gees, siel en liggaam, so met ander woorde die werklike jy's 'n gees met 'n siel wat woon in 'n liggaam. So met die liggaam het jy nie probleem nie, dit kan jy sien, met die siel is jou hierdie dinge so die mekaar kan raak. Jy maar jou gees, jy het nie probleem nie, dis hy. Dis jy. Dis jy. Dis jy. Jou gees is die werklike jy. Want jou liggaam, nou, as jy die asem uitblaas, gaan daai liggaam, gaan hy of gat toe of hy gaan microwave toe. Een van die twee. Nou, en so die liggaam gaan dan terug na die aarde toe. Van stof as jy tot stof gaan jy teruggee. Maar die werklike jy, gees, siel, gaan vir ewig lewe. Dit is waarheid. Maar nou kom hier die Here Jesus Christus en hy sê hierdie ding. Hy sê, daar kom 'n uur en dit is nou, wat die ware aanbidders, luister mooi, hoekom het Jesus nie gesê die aanbidders nie? Almal bid. Het julle gesien, tot Boeddha se ouers bid. Die Mohammedane bid. Almal, hulle bid. Maar nou sê Jesus, die ware aanbidders gaan in waarheid aanbid. Hoekom word ons gebede nie beantwoord nie? Anton Uys, dis die Laitiese vriend daar van Albertinia, die begrafenisondernemer. Hallo Anton. Kry elke week sê vir my Laitie. Ek sê dankie. Nou, hy het altyd hierdie gesê, ek ken vir Anton vir meer as 40 jaar. En hy getuig, Anton was hy was 'n rowwe man gewees. Hy het hom sy eie getuie kom gee eendag hierso. Maar hy's 'n rowwe man gewees. En hy sê hy staan in 'n kerk waar 'n man sy arms verloor, die steek die 2 stompies op. En hy aanbid. En hierdie ou sê, you can sing a lie unto God. Jy kan met jou gebede vir God lieg. Jy sien die ware aanbidders. George, ons ontvang met wedergeboorte die gees, Lola, die gees van waarheid. Wat die Here Jesus in Johannes 14:17 sê, hy sê die wêreld kan hierdie gees, die gees van waarheid, die wêreld kan hom nie ontvang nie. Want hulle ken hom nie en hulle sien hom nie, maar julle ken hom, want hy gaan by en in julle wees. Nou vra ek die vraag, kind van die Here, want ek moet my lewe beoefen, is ek in die waarheid of is ek nie in die waarheid nie? Nou wanneer ek die gees van die waarheid het, nou begin ek om
in my gees. Want jy sien, die gees van waarheid is 'n gees wat waarheid bring aan jou gees. En dan kom dit op uit jou gees uit en dan jou denke toe, en dan word jou denke vernuwe. En totdat jou denke nie vernuwe is deur waarheid nie, sal jy altyd alleen bid. Maak 'n sin, kerk. Jy sien, iemand moet waarheid na jou toe bring. And I love you enough to tell you truth. Jy kan maar van my skinder, jy kan prys die Here, salig is hy wat hulle van die evangelie ding is lei, weet jy. So skinder maar skinder lekker. Nee. Jy's daar vergewe, man. Want ek kan nie jou toelaat om my te bind nie. Ek kan nie toelaat dat enige mens my bind met 'n leuen nie. As die waarheid is, moet ek bely. Jammer. Nou hoor wat sê hy hierso. Ons is nog net, ons vat tog net so 'n bietjie. Die Gees en waar is hom, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Nou hoor wat sê vers 24. God is Gees, daar kom nou die hoofletter in Philip. Ek praat met Philip, ek was by hulle sel gewees. Ek het gevra dat hulle dit moet lees en ons het gepraat oor die Gees. Ek het spesifiek die vraag gevra, Gees. Hulle het dalk nie die verkeerde vers gelees al vir my die volgende, maar ek wou hê die selgroep moes hoor Gees. Ons praat oor gebed. God wil sê ons moet Gees aanbid. Nou wil sê God is Gees en die wat hom aanbid die wat God aanbid, moet hom in gees, daai gees, nou dis nou die hoofletter gees. Dis die gees van waarheid, en waar is die gees van waarheid met wedergeboorte? Kom maak hy woning in jou en hy's by jou. Welkom, maak my so opgewonde. Jy sien, kind van die Here, dis wat God van my en jou verwag. As dit kom by gebed, moet ons God aanbid in gees, hoofletter Heilige Gees, die gees van die waarheid, wat jou gees, luister mooi, verhelder, verlig het, dat jou kind van die lig gemaak het, en nou sy in jou, nou begin God Heilige Gees, wat jou gees, hy so man, hy so een met jou, hy kan woning maak in jou, en nou begin God se gees, die gees van waarheid. Nou bring hy waarheid na jou gees toe. En nou daai waarheid in jou gees verlig en verhelder is. Nou verlig het jou gees, nou begin jy God aanbid. Nou kom waarheid na jou denke toe. En all of a sudden begin die woord vir jou werk. Want die kerk sukkel met waarheid. Omdat die meeste predikers nie eens waarheid ken nie. Hulle ken godsdienst, hulle ken geskiedenis, hulle ken die Bybel, A, B, C, D, E, hulle ken, maar die krag van die waarheid ken hulle nie, want dit is nie geopenbaar nie. Hartseer, maar ek moet in my eie lewe, moet ek beoefen. Ek moet beoefen om in waarheid te bly en waarheid te bedien. Jy sien, want jy hou nie daarvan, Cammy, om jou te meet aan die donker kant van jou nie. Jy het mos nie donker, jy het mos nie te lig. Ek praat met Cammy, maar ek praat met almal. Nie een van ons hou daarvan om ons te meet aan ons donker kant nie. Want die donker kant bring altyd verwerping en veroordeling. Goeie punt van bespreking.
Jy sien kind van die Here, maar ek het net ook gesê, en ek het julle gesigte dopgehou, toe ek sê, in gees en in waarheid, dis hoe jy en ek God moet aanbid, en, ja, waarheid, wat is waarheid? Wat is waarheid? Nee? Markus 16, kom ons gebruik nie hom, nee? Hy sê, nee, hulle wat glo, hulle laat doop, sal gered word. En vir hulle gaan hierdie tekens volg. Is dit waarheid? Waar is die waarheid in jou lewe? Waar is die waarheid in die kerk se lewe? Jy sien, ons wil nie gekonfronteer word met waarheid nie, nee, want dan gooi die pastoor rots op ons af. Hy gooi ons met klippe. Nee, kind van die Here, iemand moet jou uit jou misery uithelp. Iemand moet jou uit jou armoede uithaal. Jy sien, daar's tekens wat 'n kind van die Here moet volg. Want waarheid sê, jy's 'n skape na sy beeld, na sy gelykenis. Ag, Here help hulle. Praat tog net saam met my asseblief. Laat die ouens op YouTube hoor, hier is daar mense hier so aan doen om ons bediening. Dis waarheid, nou ouens, waarheid maak my vry. George, then I laugh. Ek lag lekker, ek is bly, ek is opgewonde, want 'n waarheid my vry maak. Nee, ek sit nie so nie. Kom aan, kyk. Waarheid maak my vry, waarheid maak my opgewonde. Nee. Waarheid maak dat ek kan jabula. Ja, man, Kali. Daai reel dans. Ken jy daai reel dans? Ja, gesien? Hulle stoot hulle boutjie so ver. Kind van die Here, wat wil ek jou vandag sê? Luister mooi. Luister mooi, luister mooi. Luister mooi. Die kringloop van die heerlikheid van God in jou gebedslewe. Die woord van die klippe, as ek dit so mag noem, van waarheid moet gegooi word in jou lewe, sodat dit rippels kan maak in jou lewe, in kringe van die heerlikheid van God moet manifesteer. Ek vra so ruk terug as ek by 'n persoon, is 'n televisiepersoon, en hy sê vir my, daar kom iemand wat 'n gebedskursus kom aanbied, en ek sit te luister, en ek vra vir hom, glo jy in gebed? Natuurlik glo ek in gebed, sê hy vir my. Ek sê, glo jy regtig in gebed? Ja, sê hy glo in gebed. Ek vra vir hom, vir hoeveel ouens het jy al gebid vir redding? Hy sê, vir baie mense. Ek vra vir hom, hoeveel van hulle is gered? Toe hang sy gesig. Toe sê hy, baie man. Kan jy sien hoe maklik kan ons bedrieg word met godsdiens? Leer uit die lewe van apostel Paulus. Hoe maklik kan ons bedrieg word? Hoe maklik kan ons bedrieg word? Jy sien, so waarheid. Jy met papa Vader toe gaan, sal jy moet glo, hy is die waarheid. En dan wil en deel en skiem ons nie meer nie. Ek sal van nou over die parlemente preek. Kind van God, die kringloop van God se heerlikheid in jou en in my en in sy liggaam, die liggaam van Jesus Christus, luister baie mooi, wat 'n waarheid inkom.
julle verstaan reg as ek sê, die klippie van waarheid. Nee, die woord van waarheid, nee, sal altyd rippels veroorsaak. Ek kan preek tot die donkieshorings kry. Jou lewe sal net verander wanneer jy die gees van waarheid toelaat om jou vry te maak. Luister baie mooi, ek gaan 'n baie belangrike ding nou sê. Al kos dit jou, al kos dit jou, en nou wil ek nie daarop ingaan nie, want dan gaan ek jou ongemaklik maak. Dinge wat jy sal moet aflê. Jy sal daarmee moet deel. Jy sal met daardie dinge, daai waarheid gaan maak dat jy daarmee moet deel. En dan gaan jy sit en jy gaan, en nou moet jy kostes bereken, wil ek of wil ek nie. Gaan waarheid oorwin, of gaan ek verder in die leuen in 'n binding sit? Maar daai leuen, dit wat vir jou so lekker lyk en wat jou nou so gelukkig maak, hoor vandag uit die mond van hierdie man uit, gaan jou hap, gaan jou byt, sal jou byt, daar gaan gevolge wees. En weet jy wat, daai gevolge word in God se woord opgeteken. Die gevolge van sleg en goed, lewe, dood, is opgeteken. Ek lees nou weer die boek, besig met my Bybel te lees, en ek lees uit die boek Hosea uit. Toe die Here vir Hosea gaan sê, gaan trou 'n hoervrou en kry kinders by haar. En hy gebruik daai hele huwelik en die kinders om sy verhouding en Israel se verhouding met hom openbaar te maak. Dat hulle kan sien hoe lyk hulle. Hoe ver is hulle van God af. Ek het dit so 'n paar jaar terug, het ek dit al hier bedien. Hier so in die gemeente. Ek het dis voor jou tyd gewees. Ek kon. Jy kan dalk in gees, maar nie in waarheid nie. Frans, so jy behoort dit onthou. Maar daar gelaat. Jy sien, kind van die Here, niks is so helend, nee, en verkokend en besielend vir die mens se gees, wanneer waarheid hom of haar vry maak nie. Wie van julle het al tandpyn gehad? Ek het rowwe tandpyn gehad. Jy sien, maar dis 'n pyn wat tot in jou siel vreet. Hy maak van jou jy kan 'n mooi mens wees, maar hy maak van jou 'n vieslike mens. Maar totdat hy tand getrek word of hy gesond gemaak word, sal daai pyn jou treite. Maar wanneer waarheid inkom in jou gees, met jou gees deel, want jy sien, kind van die Here, ons hoor die woord in die gees, maar ons laat hom nie toe om na ons denke toe te kom nie. Ons laat nie toe dat die woord vryheid bring.
dat die krag van die woord kan doen wat die woord sê. Want jy sien die sonde, die ongeregtighede is te lekker. Ons praat oor gebed, rimpels van gebed. Jy sien wanneer die Gees van waarheid inkom en hy connect jou op 'n area in jou lewe en daar kom vryheid en hy maak rimpels, en soos hy rimpels maak, jy sien, maak hy die ander ook gesond. Hy maak het gesond. Daai waarheid, wat jou losmaak, van last, hy werk so in, en dan maak hy sommer los van ander goedertjies ook. Hy maak rimpels, dis 'n effek, want daai waarheid het so 'n effek op jou, dat jy wil heilig lewe, jy wil 'n rein lewe lewe, jy wil 'n skoon lewe lewe. Jy sien, dis die effek van waarheid op die gees van die man en die vrou, wat die waarheid met geloof verenig, en daardie geloof, kom op en hy maak jou vry. Nou verander jou spraak en jou handel verander. En nou praat jy met autoriteit. Nou heers jy oor die sonde. En die sonde heers nie meer oor jou nie. Amen. Ja, ons dank God vir vrymaking. Jesus het die prys betaal. Maar ek wil jou vandag sê, dis waarheid. Hy het die prys betaal, maar lewe in die waarheid. Hou op om godsdienstig te lewe. Lewe in die waarheid. So in ander woorde, wanneer waarheid, die gees van die waarheid, wanneer jou gees aanraak, dan hardloop hy so. Jy sal nee kan sê, al kos dit jou die lekkerte. Sal jy nee kan sê. Van daai waarheid verlig jou. Roep Jesus koning Dawid uitgeroep het, in u lig sien ek die lig. Jy sien die heerlikheid is God se teenwoordigheid. En wanneer die gees van waarheid, wanneer jy verstaan en jy beoefen sy teenwoordigheid, gaan jou lewe, die kerk se lewe, sal verander. Amen. Dan is dit nie meer die krag of geweld nie, maar dis aan die my gees, sê die Here. Okay. Nou in hierdie verhouding van lof en aanbidding word jou hele mens wees word verryk. Want jy sien, wanneer jy sien wanneer die pyn weg is, hoe glimlag ouens. Hoe bly is dit? Kom aan ouens. Wanneer jy verlos is, nou begin jy. Nou begin jy God te loof en te prys. En jy begin God te aanbid. Want die openbaring van sy teenwoordigheid, sy heerlikheid word 'n kringloop. En nou word God groter. Kyk, hy is almagtig, hy is alomteenwoordig, alwetend. Menslike verstand kan hom nie uitwerk nie, maar vir jou word God groter. En hy word meer sigbaar. En hy word meer tasbaar. Jy sien, maar dit is daai kringloop, as ek en jy God kan toelaat, dat die gees van die waarheid ons verlig en ons denke vernuwe,
sal jy agterkom. Hy sê Hosea 4:6, hy sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat, luister mooi, omdat hulle die kennis verwerp het, hulle die waarheid verwerp, daarom sal hulle die priesterampt nie bedien nie. Ja, help ons. Help ons. Jy sien, ek weet nie van julle nie, maar as ek so bedien, dan kom die goedjes na my toe. En nou sien ek daar, wat die Here vir die profeet Hosea sê. Hy sê, my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis, omdat hulle die kennis verwerp het. Daarom sal hulle die priesterampt. Wat sê hy in Openbaring 1, vers 5, 6 en 7? Hy sê, Jesus sê, ek het julle gekoop met my bloed. En toe maak ek julle konings en priesters vir my God. Maar, as u en ek nie in waarheid lewe nie, as ons gebedslewe, en dis waar jy hoor, daai tyd van monoloog is verby. Jy sien, wanneer jy nou begin 'n dialoog kom, en jy begin met God praat, en die Gees van waarheid praat terug met jou, en jy vat, dis jou verantwoordelik, die waarheid kom, maar wat maak jy met die waarheid? Dis hoekom ons sê, hulle die waarheid, die woord nie met geloof verenig nie, Hebreërs. Jy sien, kind van God, ek en jy, ons gebedslewe, ons moet beoefen. Ons moet dialoog beoefen. Ek wil vir jou sê, en dit is nie my eie gedagte, maar Papa help my nie die een. Hy kyk na my en jou, in daai area, wat die waarheid deurgee. Hy weet hoeveel keer jy jou mond gaan stik en val. Hy weet alles. Maar ek kan nie die blydskap op God se gesig ervaar. Want dan kan hy opstaan en hy gee daai eerste treetjie. En hy staan, en jy sien maak 'n baba, dan staan hulle, ja, ek weet nie wat hulle dink nie, maar dan begin hulle sulke swaai, en dan op die doek, sterre toe. Jy sien, kind van God, Papa weet nie die dinge. Maar ek en jy, wanneer ons waarheid vat, en sê, Here, dankie, U help my in die waarheid, dan gaan daar 'n rippels effek wees. Jy sal oorwin. Nou word jy die meer as oorwinnaar. Jy sien, jy kan net sê, jy's meer as oorwinnaar, wanneer jy regtig wanneer jy die toets geslaag het, kan jy sê, jy's meer as oorwinnaar. So nie kan jy nie vertel, nee, die skrifte sê ek is oorwinnaar. Dit in die siel kan jy dit sê, maar nie in die lewe nie. Maak dit sin, kerk? OK. Jy sien, nou begin die gawes te manifesteer. God se teenwoordigheid, né? Want jy sien, jy kan maak wat jy wil. Jy kan maak wat jy wil, né? Jy kan maak wat jy wil, né? Jy kan maak nie wat jy wil, né? Maar wanneer openbaring kom lof uit. Amen. Kom lof en aanbidding kom uit. Ou Duncan, jy weet jy, hy is nou nie vanoggend hier nie, maar hy moet nou die preek lees, sal hy hoor ek het hom gemis. Nee. Maar Duncan sukkel om te glimlag. En dis my lewe om hom te verpes dat hy glimlag. Ons wil ons nou nie soos daai tannie wees, net toe die laaitjie by haar kom en sy soek bordels nie. Die laaitjie soek bordels, en is baie oud tyd, is voor julle tyd gewees. Ek en Chris, ons nog nou ons bordels by mekaar gemaak, dan gees ek so 'n paar pennies en toffies en so, en wils en toffies en daai goeders. En die laaitjie kom by die tannie, klop aan die deur en die seentjie vrou, tannie, jy nie vir ons 'n paar wynbordels nie. En die tannie sê, man, in hierdie huis drink ons nie, dink soos 'n Pinksterhuis. Ja, in hierdie huis drink ons nie.
En die laaitjie kyk en so sê tannie, pa, sy bottel sal ook ooruit wees. Jy sien kind van die Here, wat wil ek vir jou sê? Nou, die lof en openbaring dit veroorsaak lof, veroorsaak aanbidding. Nou begin jy God se naam groot te maak. Dit bring blydskap, né? En all of a sudden, ouers, hier begin die gawes te manifesteer. Nee, jy het nie 'n pastoor nodig wat jy oppomp nie, of 'n musikant wat jy oppomp, jy sê hy pomp. Nou moet ons lekker jive. No. You and I need the glory, the presence of God in our lives. Dit sal outomaties kom. Dit gaan eg wees, nee. Dit gaan nie, dit lyk te mooi. Wanneer iemand sê ek soek 'n gemeente, nee, hier op Facebook en op Parelpels, ek soek 'n Pinkstergemeente. Here, steel net dat ek so 5 minute met kan gesels, dat ek net weet wat kan verduidelik waarna jy moet soek. Jy sien, maar kind van God, daai rimpels bring lof en aanbidding. Daai vrymaking, en nou begin ek God te loof, en nou te prys. Nou begin 'n profesie te vloei. Nou begin die genadegawes. 'n Woord van kennis, woord van wysheid, onderskeiding van geeste. Sien George, when the power of God, demons will start to hardloop, man. They will start to run when you come. Hardloop ook. Jy val in te soek die man. Malcolm, you will chase him out, man. When Malcolm is on his way, sê, Here, hier kom hy alweer. Jy sien kind van God, daai openbaring, want God gee terugvoering, en luister mooi, monoloog bring nie openbaring nie. Monoloog, one way traffic, bring nie openbaring nie. Dis dialoog. Totdat jy nie kan hoor God sê ek is nie. Het jy moeilikheid? Want jy praat een rigting, dan moet openbaring terugkom na my toe. God moet met my praat. En wanneer ek God hoor, wanneer ek God sien, wanneer ek God voel, dan kom daar vrymakende krag in my gees. En my gees kan dit nie, my spirit cannot contain it. Is dit die regte Engels, daai ene? Hy kom op. Hy kom op, daai blydskap, daai joy kom op, en ewe skielik, dan bars die fontein van lewende water uit my mond uit, en waar gaan, gee ek lewe. Sien, want waarheid maak my vry. Of hulle my wil hoor, of hulle my nie wil hoor nie, hulle gaan my hoor. Want iemand moet waarheid bring, want waarheid is so belangrik, want hulle gaan 'n keuse moet maak oor waarheid, want hulle gaan voor God kom, en God wil sê, maar hey, my seun, my dogter het waarheid vir jou gegee, wat het jy met daardie waarheid gemaak? Het jy dit ontvang, of het jy dit verwerp? Kom kind van die Here. Jy sien, dis wat terugvoering, dis wat dit moet wees. God need to reveal him. Luister mooi. Okay, ja, help my. Okay, luister mooi. Intellektuele kennis, aardse kennis, boekkennis. Jy kan die Bybel van Genesis af tot by Openbaring 22 kan jy maar lees. Jy kan hom quoteer, jy kan net soos jy wil, maar gaan jou nog nie vry maak nie. Jy kan sê, ja, maar ek is meer as 'n oorwinnaar, as jy die grootste leenaar. Jy sit so diep in die kettinge, maar jy wil die skrif quoteer, maar daar's nie 'n demonstrasie nie. Kom aan. Totdat jy nie hoor, ek is wie ek is nie. Sal al sy name, jy kan dit maar spreek, het gaan nie manifesteer in jou lewe nie.
dit veroorsaak lof. En soos die aanbidding kom, en God kyk na my in jou hart, en hy sien, wow, dit wat ek nou sien, dis wat ek wil sien, sê die Here. Nou kom, nou gaan ek hulle terugvoering gee. Ek sien die egtheid in hulle dialoog, hulle wil nie monoloog, hulle soek my. Hulle soek nie die benefit, hulle soek my. En die gawes kom, en die gawe van genesing kom, die gawe van kragte kom, dat jy mooi, die gawe kom van geloof kom, en jy stap en jy sê, Here, dankie vir daai welde. Sê maar hy het 'n welde nodig, want hy doen welding. Hy soek hom nie net om te sê ek het 'n welde nie. Is dit reg? Hy doen die onderhoud daar, hy doen die goeie self waar hy werk. Ek weet waar hy werk. Maak die lekkerste vleis gaar daarso. Maar kind van die Here, wat wil ek jou sê? Die kringloop van waarheid sal altyd lof en aanbidding vrystel. Gaan ek dit weer sê? Die openbaring van aanbidding, die God is, sal altyd lof en aanbidding vrystel. Jy sal nie worry wat die ou langs jou doen nie, ouens. You will rejoice and be glad. Jy sien daai waarheid wanneer God terugvoering gee. Ek het jou geskaap, ek het jou gered om te weet tot lof van my heerlikheid. Dan verstaan jy, wanneer daai kringe, want jy sien kind van God, hy maak kring, hy het effek op jou geestelike lewe. Hy bring van die redding, hy bring 'n heiligmaking, van heiligmaking geregtigheid, wysheid, verlossing, voorsiening en genesing. Jy kan noem dit wat jy wil, daar's altyd 'n kringloop van God se teenwoordigheid in jou gees, wanneer jou gees waarheid nie verwerp nie. Jy bring die waarheid nie na jou denke toe. Nou want jy sien, geloof kom deur die woord. Geloof uit die hart, redding. Redding is nie net redding om hemel toe te gaan nie. Ek moet gered word van armoede. Ek moet gered word van daai arme chorrie, ek moet gered word van daai ding af. Ek is dankbaar vir hom dat ek gered word. God wil hê, dat met jou in elke gebied, waarop God jou kan vertrou, dat het met jou goed gaan. Op elke gebied. Die Here kan nie die ou vertrou met 1 miljoen, daai ou kan hy nie vertrou met 1 miljoen nie, dit gaan hom wegvat van hom af. Maar hy kan hom vertrou met 10 rand. Ok, totdat jou geloof, tot daar nie rimpels kom nie, gaan jy maar bly by die 10 rand. Jy sien, daai openbaring van gebed, waar jy met terugvoering kry. Dialoog, terugvoering, en dis waar die beoefening inkom. Here, ek gaan oefen. Ek gaan oefen om te dans. Ek gaan oefen, Here. Kali, ek gaan oefen. Jy kan maar lag, ek praat waarheid. Hey, ek kom uit ingekerk uit. Ek ken nie eers sakkie boere dans nie. Ek ken nie daai goeders nie. Ek ken genuine. Daai era wat ons van, jy is ons nou daar van die Lena van Twiston. Jy ook nie. Ja, ek ken daai ding. Daai eras wat so gekom het, nou is raak hulle op dik, lekker die mekaar. Maar in elk geval, Here, help ons. Ok, kom ek gaan net nog 2 vers, er is soveel wat ek kan sê, maar die belangrikheid van bespreking, Gees, waarheid. Heilige Gees is die Gees van waarheid. Gebed
is dialoog. Is nie monoloog nie. Hoekom antwoord God die gebede nie? Dis nie dat hy nie wil nie, maar ons het net monoloog, ons hoor nie wat hy sê nie. Want partykeer dan vra ons om iets te sê, nie, dis reg seun, dogter, ek wil vir jou daai ding gee, maar jy moet eers van daai ding ontslae raak. Want dit hou terug dat ek dit vir jou kan gee. Kom aan. Judas 20. Dis die Bybelboek vir Openbaring. Judas 20, hoor wat sê hy. Maar julle geliefdes, nou hoor wat sê hy hierso? Maar julle geliefdes moet julle self opbou. Ek moet nie hierdie ding maak. Julle nou ons vir tekkies van daai jare, dan maak hy tekkies. Dan pomp die ou, dan sê hy, dan lig die boet op, as hy nie meer pomp, sê hy, dis wat die meeste Christene doen, hulle word emosioneel opgepomp, maar as die pomp nie meer daar is, dan sê hy, jy sien, kind van die Here, luister baie mooi, nou sê vir ons, Paulus sê vir die Korintiërs, hey, julle moet julle beoefen. Hier kom sê Paulus vir die Judas sê, hy sê, hey, julle moet julle self opbou. En dis wat so lekker met die selle is, dat die selle, die woord, wat Sondag van die kansel afgegaan is, dat ons daaroor kan praat, en kan sê, maar ek sukkel met hierdie ding, help my, bid vir my. Jy sien, wanneer jou lewe verander, gaan jou buurman se lewe verander. Kom aan, man. Wanneer daai kring loop, jy kan maak wat jy wil, redding, hulle hardloop, my oorlede pa, ek wil vir jou sê, Malcolm, toe ek Letty ons laat doop, ons ry van Richards Bay af, lei die Smit toe, nou gaan ons laat doop, die bekering, die wedergeboorte doop, toe wil my oorlede pa, my ma doodskiet met die dubbelloop al geweer, man. Vir hom was dit erg gewees, want my ma het hulle doop. Maar die kringloop van die doop, God my ma gebruik om my Letty in die doopbad te kry. En toe ek en Letty ons laat doop, moet ons is rof gewees. Tot Spietkop sit vir my weggekruip, man. Ek is ernstig. Nee, die Smit. Gaan nie sê van hom, hy was sy naam Pieter gewees. Dan loop ek en sê, sak die kop. Dan dak hy agter kar en hy sê, hey Pieter, hoe gaan dit? Laat nie vir my wegkruip, ek haal hulle uit. Nou staan hulle openlik en wag vir my daar op die hoofpad. Maar hulle hart is verkeerd, man. Kind van die Here, wat wil ek jou sê vandag? Daai kringloop van God se teenwoordigheid, daai terugvoering in jou gees, wat jou vry maak, dat jy in die waarheid begin lewe, ouens, ek wil sê, dit 'n effek, my pa is gered, ek het hom begrawe, luister baie mooi, let dit altyd sê, want as die Here jou pa kan red, kan enige iemand red. My pa was 'n rowwe man geweest, maar ek gaan vir jou sê, toe ek die dag toe kom, so 'n sak in daai gat, en ek wil vir jou sê, toe weet ek, dis net die liggaam, maar ou lê nie in daai toestand en sê, nou wil ek na my Here toe gaan nie. Jy sien die effek, ons hele familie, almal van ons, is gewedebaar. Jy sien, daar's 'n effek. Ek hou wat Helene gesê het. Toe ek maar sê, hey, Sjelgroep Helene, jy, Joseph, hy het oorgevat daar, dat hy sy eie ding gaan doen. Ons jaag Joseph na sy huis toe. En ons los daar by haar huis. Woorde wat my hierdie ding gesê het, mag ek het sê? Ja, ons ken ons nie.
Sy sê, ek gaan begin by my eie huis. Dis jou Heilige Gees. Daar sit Kobie hier so, né? Ek hou jou op. Daar sit hy. Ek hoop nie dis oor die rondjie en die halsbandjie. Jy mos daai ding, né? Jy moet nie wees vir die Here, né? As was so Kali. Iemand moet dit vir hom sê. Want niemand het dit vir my gesê nie. Niemand het my lief genoeg gehad nie. Ek is tot op die diakenbank gewees, niemand het my sê, hey, maar jy hoort nie hier nie. Niemand het my so lief gehad nie. Hulle het nie waarheid geken nie. Kom kyk. Jou gebedslewe, dialoog, God se Gees gee terug vir die Gees van waarheid. Hy maak jou gees lewend, jou gees bring die waarheid na jou denke toe, en jou denke verander. Nou begin jy daai kringloop van God se teenwoordigheid in en deur jou lewe. Dis die heerlikheid. It is the presence of God. Maar dit kom anders deur terugvoering. Dialoog. Dis wat ons noem openbaringskennis. Amen. Maak dit sin?